Goeiemôre, ons is vanoggend by Jonas se gebed en ek wil graag net vir julle hierdie gedeeltjie lees, die prosa waarmee dit begin. 1 vers 17 tot 2 vers 10. Toe stuur die Here 'n groot vis om Jona in te sluk en hy was 3 dae en 3 nagte in die vis se maag. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, en dan is die res poësie, digkuns, en dan tot aan die einde. Toe beveel die Here die vis en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Weer 'n versie prosa. En eintlik om vir ons baie belangrike dinge te sê, hierdie stukkies prosa sê eintlik die Here het beskik. Hy beskik dat Jona in die see beland en hy beskik dat die vis hom insluk en dat die vis hom op die land weer uitspoeg. Wat sien 'n mens in hierdie gedeelte? Jona se plan om te probeer sterf is net so oneffektief soos sy plan om aan sy roeping aan Ninive te ontvlug. Jona het eintlik oor Ninive gesê toe hy gevra het, gooi my in die see oor my dooie liggaam. En tog wil God juis vir Jona gebruik. Jona met sy engsiening van God se genade, om vir Jona en vir ons te wys hoe wyd en ver sy genade regtig loop. Jona kan weet en ons kan weet. Dis die genade van sy verhaal en ons verhaal. God is altyd vaderlik agter jou hart aan. Die psalm is eintlik 'n psalm hierdie gebed. Baie ooreenkomste met die psalms, dis 'n individuele danklied. Die individu Jona wat die Here dank vir sy verlossing en redding. En vers 2 tot 7, hierdie middeldeel gaan eintlik oor sy ervaring na hy van die skip afgegooi is en in die see beland. En dan eindig dit in die laaste 2 verse, vers 8 en 9, eintlik met sy belydenis vanuit hierdie verlossing as die vis hom kom insluk. Vers 2 sê, in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Dink hoe herinner dit ons aan die psalms, Psalm 130, uit die dieptes roep ek na u Here, luister tog na my Here, hoor tog my hulp geroep. As Jona vanuit die maag van die vis terugkyk, na sy wegsink onder die golwe, na hy van die skip gegooi het, is sy woorde letterlik, diep in die maag van die doderyk het ek tot die Here geroep en hy het my gehoor. In die duisterste, die mees afgeslote deel van die doderyk, toe daar geen hoop en redding meer was nie. God het hom letterlik uit die doderyk kom haal. Dis sy belydenis. En die beeld van Jona se redding is so 'n mooi beeld van ons eie redding. Dink aan Efesiërs 2 vers 1. Julle was dood as gevolg van julle sondes en oortredings wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Ons soos Jona uit genade gered van die dood. Jona is gered toe daar vir hom geen hoop meer was nie. Ons ook. Ons hoop was Christus alleen. As Jona kan getuig oor redding, ons soveel meer. In vers 3 sê Jona, ek erken dat Here waar ek is deur u toedoen. U het my in die diepte ingegooi, diep in die see. Die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Wat sien ons nêrens in Jona se gebed? Here, u het my in die see laat beland, maar nooit, Here, ek is eintlik hier in hierdie situasie, in hierdie dieptes, deur my eie toedoen en my eie ongehoorsaamheid nie. Hy erken God se hand in alles, hy sien God se beskikking. Maar hy sê nêrens my oortuigings en bely nêrens my oortuigings oor God en God se hart en oor mense is verkeerd nie. Ek wil vir jou sê, sonder 'n opregte berou van jou sonde, jou ongehoorsaamheid en jou verlorenheid, is geen verandering en geen transformasie moontlik nie. As God
geestelike herlewing of geestelike opwekking in 'n mens se lewe of in 'n gemeenskap se lewe bring, word daar deur die Gees altyd die eerste stap gedoen, 'n opregte sonde besef en skuld besef. Vers 4 en 7 gaan oor die tempel. En Jona verwoord sy grootste vrees, ek het gedink ek het uit die gesig verdwyn, vers 4. Ek is weggestoot van die oë. I have been banished from your sight. Maar dan sy hoop, maar tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Die tempel is vir Jona baie belangrik. Vers 7, toe ek wou vergaan het ek aan die Here gedink, en my gebed het by u gekom in u heilige tempel. Kom is die tempel so belangrik? Want die ou Jode het gesien as die plek op aarde waar God se teenwoordigheid die sterkste was. As jy voel ek is afgesny van die Here se teenwoordigheid, dan gaan jou hart en jou denke na die plek waar sy teenwoordigheid die sterkste is. Want in die allerheiligste deel van die tempel het hulle gesien as God se aardse troonsaal. In daardie allerheiligste deel van die tempel het die hoëpriester van Israel een keer 'n jaar op die groot versoendag ingegaan en offers gebring vir sy sonde en die volk se sonde. Wat het hy die offers gevra? Bloed. Wat het die offer vir ons sonde gevra? Bloed. Die bloed van God se seun. In vers 6 sê hy, ek het afgesak tot by die fondamente van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluit. Hy verlang na die magtige en heilige teenwoordigheid wat die Israeliete in die tempel in Jerusalem ervaar het. Hy wat weggevlug het van God se teenwoordigheid, verlang terug na die teenwoordigheid van God, wat hulle veral by die tempel in Jerusalem ervaar het. Ons sien Jonas stel homself teenoor hulle wat afgode aanbid. Ek lees vir ons hierdie vers in vers 8. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. En dan sê Jona, terwyl ek daarenteen 'n loflied sing, wil ek aan die Here offer bring, wat ek beloof het, sal ek doen. Presies wat die matrose in die vorige hoofstuk bely het. Die probleem is dalk hier Jonas se ek. Is dalk 'n goeie aanduider dat sy gesindheid en sy hart nie regtig verander het nie. Jonas se ek, teenoor hierdie afgodsdienaars staan ek en mense soos ek. Ons verdien immers die Here se genade en sy guns, want ons dien tog die ware God. Daar skryf so mooi die hartseer waarheid dat Jona die redding wat God deur die vis stuur beskou as 'n sanksie, 'n goedkeuring van sy eie teologie. Dat Israel God se guns en genade verdien, maar Assirië sy oordeel. Anders sou God hom tog sekerlik nie gered het nie. Hoekom red God hom dan as God nie met hom saamstem nie? God bedoel nie hierdie vis egter as 'n sanksie vir Jonas se teologie. Vir God is die vis bloot 'n voertuig om Jona by sy roeping in Ninive uit te bring. Vers 9 is die kern, miskien van die hele boek en definitief van hierdie hoofstuk. Verlossing kom net van die Here af, letterlik redding behoort aan die Here alleen. En die Hebreëse woord vir redding hier is Yeshua, wat beteken God red. Wat sê die engel vir Maria, moet sy haar seun noem wat gebore sal word? Noem hom Yeshua, want hy sal baie verlos van hulle sonde. Maar wat is die probleem weer eens met Jonas se belydenis? Sy dade en sy optrede onderstreep nie hierdie belydenis. Redding, verlossing kom van God alleen nie.
Want Jona wil self besluit en kies aan wie God sy genade mag meedeel. As genade en verlossing aan God alleen behoort, moet hy tog self kan besluit en die mag hê om te besluit oor wie hy sy genade gaan uitstort en wie hy gaan oordeel. Hoe kom die boodskap by ons uit? Die Psalm van Jona is 'n boodskap vir elkeen van ons wat voel ek is besig om onder te gaan. My lewe is in die diep krisis, in die diep donkerte. Iemand skryf, the psalm is directed to those whose lives have been shipwrecked, who are at the end of their rope, whose bottom has dropped out. Dis soms vir ons die Here se stem die helderste hoor, sy teenwoordigheid die beste ervaar. So ek moet dink waar ek die Here se teenwoordigheid baie keer die sterkste ervaar het, is in die ICU's en hospitale en by begrafnisse van gelowige kinders van die Here. Uit die dieptes roep ek. Jesus self haal natuurlik ook vir Jona aan. In Matteus 12 vers 38 tot 41. Die skrifgeleerdes sê vir Jesus, ons wil 'n wonderteken van u sien, dan sal ons glo, dan sal ons dink u is dalk meer as 'n gewone mens. Wat is Jesus se antwoord? Al wat julle as afvallige geslag sal sien, is die teken van Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan een met 'n hoofletter 1 wat groter is as Jona. Jesus het vir ons gesterf. Hy het ter hulle neergedaal, nog dieper as Jona. Hy het soveel meer die afskeiding, die afstand van God beleef wat Jona beleef het, want hy is die seun van God. Hy het uitgeroep, my Vader, waarom het u my verlaat? Hy is weggestoot van God se oë en van God se aangesig. Hy is begrawe, maar het na 3 dae opgestaan uit die dood. Johannes sal sê, die dieptes het hom uitgespoeg, sodat ons in hom die lewe kan hê, in die opgestane Here. En sodat die werk van God se Gees, dieselfde kragtige werking van God se mag, wat Christus uit die dood opgewek het, ook in ons werksaam kan wees. Ek sluit af. Ons verstaan Jona se ervaring op 'n ander manier, omdat ons nou in Christus is. Ons weet, ons was morsdood en verlore in ons sonde. Maar in hom en deur hom is daar vir ons verlossing en genade. Ewige verlossing en genade. Ja, redding en verlossing behoort waarlik aan die Here alleen. Amen.